Hoe vorder die ENSO-toestande en wat lê vir ons vir die res van die seisoen? Hierdie week se AMT landbouweervooruitskatting word moontlik gemaak deur Komdi Graanbemarking. Ek weet ek vra dit elke week, maar sal jy asseblief ons 'n groot guns doen en ons volg op YouTube of op Facebook. Dit verseker dat ons hierdie inligting week na week vir jou kan bring. So baie dankie vir jou ondersteuning. Goeiedag. Die afgelope week of 2 het groot dele van die somerreënvalgebied redelike goeie reënneerslag gehad. Plek nog nie regtig waarna wense nie. Gedeeltes in die Oos-Kaap en dele van die Noord-Kaap kan reën nog baie doen vir die veiding, maar oor groot dele van die somerreënvalgebied. Plek redelik swaar neerslae in die Noord-Vrystaat, Oos-Vrystaat, dele van Noordwes provinsie. As ons kyk wat lê nog voor vir hierdie volgende tyd, as ons op die kort termyn kyk van 1 tot 7 April, dan sien ons dat die reënval oor die suidwestelike dele van die land, Namibië, maar veral die Noord-Kaap, dele van die Wes-Kaap en Oos-Kaap gaan voorkom. So veral vir die winterreënvalgebied kan hierdie volgende week die beste neerslae nog kry, miskien nog nie swaar nie, maar heelwat dele is 'n 10 mm so moontlik. Kyk ons vir die week daarna, 8 tot 14 April, heelwat minder reën. Hier kan nog so oor die sentraal, suidelike, suidoostelike dele van die land 'n klompie reën kom, maar baie min vir die tweede week van April. En dit lyk ook, dis nog baie voortydig, dat die tweede deel van April ook heelwat minder reën kan kry. Net om dit 'n bietjie af te breek, hierdie volgende week, rondom 2 April kan ons sien die reën hier oor Namibië en die Wes-Kaap, Noord-Kaap se westelike dele uitbrei meer na die Suid-Kaap toe. Rondom 3 April versterk hierdie stelsel en kan ons nou nogal hier oor die Weskus en die westelike, suidwestelike dele van die land dalk 'n klompie reën kry. Plek kan daar dalk meer as 20 mm voorkom. Rondom 4-5 April begin hierdie aanskuif ooste kant toe, dan net reën hier oor die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal se suidelike dele en Lesotho. Rondom 8 April weer so 'n kans hier oor die suidelike helfte van die land, waar daar 'n kans is vir reën. Die langer termyn, met die La Nina wat nog steeds swak teenwoordig is die kanse vir reën vir April, Mei en Junie nog gemiddeld tot bo-gemiddeld. Ons sien hierdie is dan vir April, Mei en Junie. Grys gedeeltes is so gemiddeld en die blou bo-gemiddeld, so dit lyk nog redelik positief. As ons kyk na een van die ander voorspellings, die Columbia Klimaatskool van die Universiteit of van in die VSA, die groen gedeeltes nog steeds 'n bo-gemiddelde kans vir reën, en ons sien veral die sentrale dele wys hulle vir April, Mei, Junie ook nog 'n kans vir reën. So daar is 'n kans dat tydens oestyd dat ons nog reën kan kry, die oestyd van ons somergrane. Die Junie, Julie, Augustus voorspelling, steeds nog reën vir die somerreënvalgebied, maar hulle is baie negatief vir die winterreënvalgebied, die Wes-Kaap, Suid-Kaap gedeeltes ook. So dit lyk nogal nie goed nie, Junie, Julie, Augustus. Ander voorspellings is bietjie meer positief vir daardie deel, maar ons sal maar moet sien wat gebeur. Minimum temperature, die temperature daal nou vinnig, en met die koue front wat deurkom, hier vanaf omtrent 5 April, gaan minimum temperature onder 10 grade daal, en ons kan sien veral die suidelike dele van die Noord-Kaap, die westelike dele van die Oos-Kaap, en hiervan omtrent 5 tot 7 April, hierdie kaart wys net 7 April, maar bietjie vroeër kan dit meer na die suidwestelike dele ook nog koeler wees. So dit lyk nie of daar ernstige ryp gaan voorkom nie, maar daar is 'n kans vir ryp. Opsommend, by kort termyn vir die eerste week van April,
oor die suidelike en bietjie uitbrei suidoostelike dele reën en min reën vanaf die tweede week van April. Langer termyn bly dit steeds positief vir reën vir April en Mei vir die somerreënvalgebied. Ondergemiddeld vir die winterreënvalgebied vir die volgende 2 tot 3 maande of meer. Op die kort termyn, soos ons sê, het, lyk dit daarom of hier in die volgende week so 'n bietjie reën oor die winterreënvalgebied kan voorkom. Ligte ryp oor die suidelike binneland rondom 5 tot 8 April, maar dit behoort nie groot skades te gee nie. So dit is wat ek te sê het en mooi loop. Baie dankie Johan, soos gewoonlik baie insiggewend gewees. Hierdie episode word moontlik gemaak deur Kom die Graan Bemarking. Sien weer volgende week.